Hallo? There we go. Is 'n bietjie gesukkel met die mic. Goeiemiddag, hoe gaan dit? Ja, luister, ek weet nie, was enige een van julle al ooit bang gewees? Wie was al ooit bang? Steek gou jou hand op. Wie was al ooit bang? Nie so bang soos ek wat hier voor julle staan en praat nie. Billibaba. Ja, ek spot. Luister, ja, ek weet julle is ook moeg. Dit was 'n lang dag gewees. Dis baie mense wat baie moeg lyk. Nie so moeg soos hierdie koei wat hier agter in die kraal staan nie. Ek het hom nou gestaan en kyk. Hy daai ore hang, hy is moeg. Hy is moeg. So, ek gaan dit vir julle die moeite werd probeer maak vandag. Vandag is nie soveel my storie as wat dit is. Ek dink elkeen van ons in is. Ek praat gewoonlik oor roeping en klippe en skottelgoed was, actually. Ja. En ons rede daarvoor. So, ek is 'n omroeper by Harties FM, daar wissel, onthou dit. En so 2,5 jaar gelede, het ek het nog as 'n uitsmyter gewerk. Dis die korrekte Afrikaanse term, ek het as 'n bouncer gewerk. En ek met een hand moet ek 'n paar ouetjies reël vir iemand, vir 'n DJ. En ek het die begeerte in my hart om 'n podcast te begin en met mense te praat en my stories te deel. En niks het ooit daarvan gekom nie, né? En hierdie spesifieke aand het hulle het my al gefire gehad as 'n bouncer. Ek het moeg geraak daarvoor om geslaan te word deur ander mense. En soos baie van ons ook seker maar in die lewe. En hierdie spesifieke aand kom kuier die man. Ek het nie gedink hy gaan daar wees nie en ek het ook nie gedink hy gaan lank daar wees nie. Maar hy was so rukkie daar gewees. En toe hy uitstap, toe keer ek hom voor en ek sê vir hom, "Hey man, ek het hierdie podcast wat ek wil begin. Kan ek met jou praat?" En hy sê, "Ja, sure, ek gaan met jou praat." Okay. Baie mense het al gesê hulle gaan met my praat, hulle het nie. En so 2 weke later bel hy my. Hy sê vir my, "Hey, wil jy nog die podcast doen?" En ek sê, Ja, ek wil. Hy sê, "Okay, great. Alright, goed. Nou het ons 'n afspraak." En so 'n week voordat ons die podcast moet skiet, bel hy my weer en hy sê vir my, moet ek na jou toe kom of gaan jy dit by my kom doen? En ek sê, "Daar is op by Jacaranda, kan ons dit daar kom doen?" En hy sê vir my, ja, okay, alright. En so het begin, toe ek my op sosiale media, op TikTok live, het ek met mense gepraat in die aand. Ek voel, daar is soveel gemors inhoud daar buitekant, dat mens kan net sowel vir mense iets ordentliks gee om na te kyk en 'n storie te vertel en 'n bietjie hoop bring, tussen al die geraas. En ek het net nog nooit weer teruggekyk nie. Gedurende daai tyd het ek vir mense gesê, ek gaan 'n internet radiostasie begin, dis wat ek gaan doen. Dit het nie so uitgedraai nie, maar ek is al 'n jaar en 'n half by Harties FM, ek het die Hart Show. Ek is elke weeksoggend tussen 9 en 1 as ek op en ek probeer die mense bemoedig. Maar ek het Kripnout saamgebring vandag. Gewoonlik doen ek dit nie. Maar ek het vanoggend het ek 'n vers van iemand afgekry wat baie na aan my is. En is Filippense 3 vers 12 tot 14. "Not that I have already reached the goal or am already perfect, but I make every effort to take hold of it, because I also have been taken hold of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead, I pursue as my goal the prize promised by God's heavenly call in Christ Jesus." Ek roep dit vooruit. En dis wat op my hemp staan en ek leef daarby. Ek roep vooruit. En ek wil so 'n bietjie met jou praat oor Petrus se roepingstorie. Ek gaan dit vinnig probeer hou. Oor Petrus se roepingstorie. Baie keer in die Bybel, omdat dit gelyktydig saam met Jesus uitspeel, mis ons Petrus se roeping. En ek voel dis een van daai belangrike stories, want dit is iets wat nie net my storie vertel nie, ek dink, maar ook elkeen van ons.
En 2 Petrus 1 vers 10 is iets waarby ek probeer leef, is wat ek probeer uitbeeld deur alles wat ek doen. And it says, therefore, brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, because if you do these things, you will never stumble. Nou, ek weet nie wie het al Chosen gekyk nie, The Chosen of Chosen. Die heel eerste scene wat hulle het in hierdie reeks wat hulle begin, is Petrus wat 'n ou fight. Maar dis wie hy was. Hy was hardkoppig en moeilik. En ons almal is so, né? Maar voordat Petrus geword het, was hy eers Simon. Ek weet nie wie weet wat beteken Simon. Weet enigiemand, jy kan sommer net 'n kop skud of ja sê of nee. Simon beteken korreltjie sand. Dis wat dit beteken. En Petrus beteken rots, actually. En so toe Jesus vir Petrus roep by die skytjie uit die eerste keer, en hy vir hom sê, jy volg my, het hy nie gesê, ja, Here, jy weet, my tannie is bietjie siek op hierdie stadium, ek is nie lekker seker daaroor. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het gesê, goed, kom ek sit net, gaan my, hy sê, maar voordat jy ons net neersit, gooi hom net aan die ander kant in, sê, okay, goed, ek sal my vrou gaan sê, en hy het Jesus gevolg. Dis hoe dit gewerk het. Maar toe hom ontmoet, toe sê vir hom, Simon, met ander woorde, korreltjie sand. Hy sê, nee, jy is 'n rots. Dis wat jy is. En so, ek vra om verskoning, ek gaan baie simbolies gesels vandag, so as dit so 'n bietjie plat val op party mense, moenie, jy weet, nie almal snap dit altyd nie, maar in Matteus 7 vers 24 tot 25 sê Jesus dat actually die woorde, therefore everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew and pounded that house. Yet it didn't collapse because its foundation was on the rock. En nou vra ek vir mense toe, ek het so 'n paar jaar gelede praat ek met 'n predikant en ek sê vir hom, as jy as 'n predikant nou met mense praat elke Sondag en die mense gaan doen huisbesoek en mense kom met hulle gebede na jou toe, wat ek al, jy vat daai hele prentjie bymekaar. En Sondag preek jy. Sondag stap daai ou tannie saam met haar vriendin by die kerk uit. En sy sê, weet jy, dit voel of die dominee vandag met my gepraat het. En dan dink jy by jouself, tegnies gesproke het hy, actually. Maar, 'n interessante gedeelte. En dis wat dit beteken om vooruit te roep. So, ten minste as jy, afhangende van die denominasie en al daai goedjies, afhangende vir wie jy vra, maar Petrus het gehelp om die Katolieke Kerk te stig. En ten minste as ek gaan kyk na geskiedenis, as dit nie vir dit was nie, was die geloof wat ons almal in deel in Jesus Christus en in God nie vandag die grootste een ter wêreld nie. En as jy my vra, is daai 'n roeping like you cannot ever believe. Hy het ongelooflik baie verantwoordelikheid gehad. Maar gewoonlik wanneer ek vir mense hierdie storie vertel, dan gee ek nie vir hulle die gedeelte wat saak maak nie. En daar's actually 'n gedeelte, Matteus 16 vers 18, wat Jesus vir Petrus sê, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Dit is so belangrik, want ek vra altyd die vraag, toe Jesus die gelykenis vertel het van waar jy jou huis moet bou, het hy met die mense gepraat,
of het hy spesifiek eintlik met Petrus gepraat en die ander mense just happened to be there and hear what he had to say about it. Jesus het vir Petrus gesê, jy is nie 'n korreltjie sand nie, jy's 'n rots en jy is een waarop ek my huis gaan bou. En dit is so mooi. Maar nou wil ek iets doen waarvan baie mense beskuldig word, partykeer word ons beskuldig dat ons sien goeders waar daar regtig nie iets is nie. Maar ek glo regtig in my hart dat dit is 'n roeping gewees. 'n Profesie oor Petrus. En dit was in Genesis 28 vers 16 tot 22. When Jacob awoke from his sleep, he said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it." He was afraid and said, "What an awesome place this is. This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." Early in the morning, Jacob took the stone that was near his head and set it up as a marker. He poured oil on top of it and named the place Bethel. And though previously the city was named Luz. Then Jacob made a vow. If God will be with me and watch over me during this journey I'm making, if he provides me with food to eat and clothing to wear, and if I return safely to my father's family, then the Lord will be my God. This stone that I've set up as a marker will be God's house, and I will give to you 1/10 of all that you have given me. Petrus se storie is nie noodwendig myne nie. Dit is elkeen van ons sin. In 'n ewige gegee oomblik word elkeen van ons geroep of dit vir 'n great cause is en of dit in 'n oomblik is wanneer iemand wat behoeftig is na jou toe kom en jy erken daai behoefte en jy daag op. Roeping is 'n leefstyl. Ons almal raak moeg langs die pad. Ernstig. Nou, ek het op 'n stadium wat ek begin moeg raak. En ek het gesê, Here, ek weet nie meer wat wil hê nie. Regtig, ek weet nie meer nie. Ek is nie gekwalifiseerd genoeg om met mense te praat nie. My storie is nie so uniek nie. Maar hier's wat vooruit roep beteken. Na daai eerste episode wat ek geskiet het, saam met die einste Tabiso Kambole, het ek nog 9 episodes gemaak. En aan die einde van daai jaar het ek na Harties FM toe gegaan en ek gesê, boys, maar soos 'n tipe snake oil salesman. Ek weet nie of het iemand al ooit 'n snake oil salesman gesien iets verkoop nie. Hulle leer jou. Hy sê as jy in daai oom se huis instap, gaan sit jy in sy stoel. Jy trek sy stoel uit. Jy sê oom, waar's jou stoel? Wat's jou stoel? Dan gaan sit jy daar. En dan sê jy vir hom, luister, okay, ek het nou iets om aan jou te verkoop. En dit was presies wat ek gedoen het. Ek telefoon op, ek bel die mense by Harties FM, ek sê vir hulle, ek wil julle kom sien. Ek sê, waaroor? Ek sê net toe maar ek sal jou sê as ek daar kom. Ek sal jou sê as ek daar kom. En ek sê, ek weet niks van radio af nie. Ek het 10 episodes in my podcast vervaardig. Ek het oor die 200 voorbereide ure op TikTok live. Het julle vir my, sal julle my 'n kans gee? Hulle het my 'n kans gegee, ek het te laat aande begin uitsaai, want dit is hoe ons almal dit doen. Jy begin laat aand, en as jy gelukkig is, kan jy 'n slotprogram kry. En ek het in 'n jaar en 'n half, deur net op te daag, die hartshow gekry by Harties FM. En so 5 maande gelede het ek 'n behoefte gehad. Eintlik laas jaar het ek met 'n paar ander mense saamgewerk. Dit was eintlik veronderstel om 'n skoolprojek te wees. Ons het dit die Petrus projek genoem. En daar het niks daarvan gekom nie. In hierdie jaar het daar behoefte homself gewys. En ek het die 40 dae toer as deel van die Petrus projek afgeskop by 'n kerk in Pretoria Noord. En ek het die geleentheid gehad om met mense te praat oor roeping
en moeg wees, want dit is wat ons mans is baie keer. So ons is moeg. Die statistieke is skrikwekkend, dis 'n bietjie kinders, so ek gaan nie die statistieke bekend maak aan mense nie. Maar dit is skrikwekkend. Iets is besig om te gebeur met ons mans. En is nie goed nie. Die statistieke is rondom 65%, as ek sê statistieke, dan ek seker almal weet van wat se statistieke ek praat. Vermoë mans. Maar jy geweet van daai 65%, is 50% van hulle het nie 'n dooie woord gesê nie. Daar's nie 'n brief nie. Daar was geen indikasie gewees nie. En ek staan toe op en ek sê, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Almal van ons, ieder en elkeen van ons word geroep, maar nie almal antwoord nie. En dis die probleem. Dis die probleem. Baie van ons kan nie die druk hanteer van die lewe. En as daar iets is wat ek geleer het, is dit soos, ek is soos Jakob. Man, ek stoei elke dag. Is vir my moeilik. Maar as daar een ding is wat ek weet, is dat meer mense het God nodig. Nou meer as ooit van tevore. En ek hoop dat ons kan almal terugkyk en sien hoe God in ons lewens werk. Twee jaar gelede, 2,5 jaar gelede, toe ek die podcast begin het. As jy vir my gesê het, 2,5 jaar gelede, dat ek gaan 'n omroeper wees, ek gaan die voorreg hê om met mense te kan praat. En dat ek my drome kan uitleef. En nie net dit nie, dat ek op verhoog gaan staan en met mense oor God praat, het ek weer gesê, jy's mal. Jy weet nie waarvan jy praat, jy's mal. Maar mense kom oor jou pad, wat vir jou sê ja. Né? En hulle gee jou 'n geleentheid. En ek dink nie ek het al ooit vir jou gesê dankie nie, Tabiso. Ek dink nie ek het al ooit vir Tabiso Kambule dankie gesê, dat hy my 'n kans gegee het, 'n uitsmyter, wat almal anders eruit gesmyt het. En soos ek jou met hierdie kan laat vandag, is dat jy mag dalk voel soos 'n korreltjie sand. Maar God roep jou en hy sê vir jou, jy is 'n rots. Want as jy weet ons ken almal daai van 'n mosterdsaadjie, die geloof van 'n mosterdsaadjie. Wel, stel dit as 'n geloof van 'n korreltjie sand. 'n Berg begin by 'n enkele klip aan die voet van die berg. Dis waar die berg begin. En saam is ons die berg. Baie dankie vir die geleentheid om met julle te kon gesels. En dankie vir julle uithou vermoë. Ek weet julle is almal moeg. Ja. Baie dankie. Worship is groot. Voordat ek gaan, nog net een dingetjie, vinnig. En ek dink nie enigiemand het dit vir julle gevra nie. As julle almal my net kan antwoord as ek vir julle vra. Worship is groot. Hoe groot is God? Ek kan nie lekker hoor nie, as baie mense daar agter is baie ver. Worship is groot. Hoe groot is God? Baie dankie.